keer op pad. Sandra smaal heerlijk, Mariaan smaal heerlijk. En voor ze de bestuurders. Dani, Gert is lekker achter de wielen. Maar zoek je een krad op. Sandra, jij kan ook maar even zoeken. Hier is ons dan behandelen, al die kosten en die mensen. Ja, hier is een orkest bezig om een beetje dingen uit te halen. Dus Boetie, waar is jouw gitaar? Om Jan en jou nog bij je gitaar. Die kan julle verseker weet. Ons gaan nou maar lewe word in dit wat ons nog julle is so honger, ons gaan nou maar saam met julle eet. Ons gaan nou maar net Ja, nee, ons is al van vroeg af wakker. Hier word nou kos gemaak vir die pad. Ons was al in die pad gewees het soos ons besluit het, maar nou ja. Donderdagoggend, ons klomp is nou besig om te bestuig, want ons gaan nou weg wees. Waantjie is lekker gepak. En as nog plek vir nog om so langs die pad na Hannover. En die ou klomp is gesellig aan die eet. Lekker vaas. Hulle het allemaal kos gekry, nou is hulle chips. Ja, hier is nou binne die agterkwartiere van die skool. En Marieke en Sandra eers hulle voetpaadjie skool toe. Met die kossies daar in die agtergrond. En hier is Gertruida wat weer vir ons 'n bietjie skool gewys het en so aan. Ja, daar in die agtergrond as ek so beweeg, daar loop die twee windpompe daarom. Wat ek moet voor silinders versien. Daar het hulle altyd gaan swem nadat hulle wat limoenfees gehou het. Ek trek hom so 'n bietjie nader. Ma! Baie dinge wat in mens nog wil weet, maar ons gaan dit nie weet. Ek sal met my span opleiers wat ons hier al klaar het, ons verlede jaar oplei, sal ek met liefde kom en ons sal vir julle oplei. En dit is baie belangrik dat ons mense presies weet wat gaan verwag gedurende die studie. Baie dankie en ook elkeen aan veilig huis toe en dis 'n plek
Bietjie vanavond. Ons kyk maar so wêreld deur. Dis lekker klomp water kom. Ja, dan nie is er verder by. Koelfontein. So wêreld nie. Amerika. Nou ja, ons sit hier in so 'n privaat sitkamertjie. Twee fontein. Omsingel met bierblikkies en so. En dis heel gesellig. Gewys hoe die kykers in die daar werk. Ja. En Ons ook klompie wat ek Johnny laat sien. koeldrankie geniet. Johnny laat sien. Tony en Rita. Kerenfontein. Dis nog. Die kroeg. Die jeug van Kanaal en Vosburg. En hier is 'n breed op. Ag nee, dit was. Sien lyk dit. Toe kom ons hier by die Kanaal Hotel. En dat ons ook kan inkom, toe sien ons my hier is nou mooi reggemaak vir 'n huwelik. En toe op en toe vind ons uit dis nogal 'n klasmaat van Sandra se seun wat nou gaan trou. Saal. 1941 na die oorlog so gebou en so aan. En hierdie steen Samia Saharia Asia, twee fontein, nog uitgekap. Hy was die voorsitter, en ek is sekretaris. Toe ek toen begin mou net oor wat die nasionale party aanvang. Ja, party tak. Die kerk so. Dit is nou net 'n klomp versadigde mense. Hulle oë sal seker nou begin swaar word. Ja, vra. Nou ja. Ons gaan nou nog vir ou neef, ja, sy vir water op. Ja. Ons Jacobs familie in 'n besuidenhout. Dis hier so om 'n bietjie Maar hy's ook ons maar Jakob so. te kyk na almal wat gesneeuwel het oor hierdie ou dorpie van ons. Nou ja. Daar is die ou akker, dit vir my reggemaak, maar toe maar ek gaan nie. Dis ons so ons Niggie en Jan Lou. Hier is Gerda. Hy slootskraal. Dis omvaan Swartrand en aan Taneria se grafte. Ja, ons het toe ontdek hierdie graf steen lê op sy gesig toe, dis om teruggetel. En hier is ouma se graf. Steen en graf. Ja. En dan flip het die grafsteen nog opgerig. Suster van Reeds Pretoria. Kleiner. Ons nou by besig om
'n leer in hierdie skool gewees. Ja. En hy is nie teoreties baie baie goed met sy hande werk. Hy seker baie skrifte. Ja. En dit wonder hy altyd die ou seker spoorweg toe. Hy kan met sy hande werk. Maar dan die skool ek neem aan dit is die skool want hy het dit goed geskryf, maar dit was ek kom ek kyk met die wat hy sê hy is teoreties nie baie sterk nie, maar hy is goed met sy hande. Leon en Sandra is nou al so eentjie voor. En 'n ander klomp kom so agteraan. Dus ek net in die huisdam. Ja, in die agtergrond is 'n wilge wat groei. Daar waar die pits is. Ons is nou op pad soontoe. Maar die ou dam is maar droog want dis na die winter. Dit is lanklaas. Ook aan die pits het hy erg vir hom nou binne in die damwal 'n yslike gat gegrou. En dis nou maar verseker, die dam gaan hier breek as ons groter reëns gaan kry. Net hier oor die randjie op is die gat wat ek nou net afgeneem het. En hier is die put vol water. Kyk hierso. Die Vrystaat het nie soveel water soos wat hierdie ou Karoo het nie. Ek dink baie maar. Laksom. Ja, hier was 'n diep gat gewees. Nou het 'n boom hier so gegroei. 'n Mensgat geboor en van die eerste toe nog saaians het hier gestaan. En hier lê sy lik, ek sal moet kom haal. Water was toe maar nie sterk, maar ek gaan nog hierdie deel windpomp kom haal vir my. Ver is die huis in die agtergrond. Ons is nu ons by die pits. Met al die ontwikkelings hier om hom. 'n Nuwe wilgeboom wat in die eertydse gat gestaan het. Is die tuin met sy bloekombome. In die agtergrond. Ver is die stoor. Hier was 'n 80 voet dam. Hy is nou maar later omskep. Ek nou onder 'n ou kareeboom wat seker nou al by 100 jaar oud is. Met sy massiewe stamme en uitgespreide tak. Kos hier droog, maar kyk fyn daarso. Hoe sit die kos? Jou Karoo mag val is vol kos. Ja, en daai huis het 7 kinders grootgestel. Hier is nog 5 van ons oor. Ja. Anita en Saintjie. Nee, Marietje daar. Een klein gert.
Ja, die vroeg daar, so blomtuintjie met sy ou lae boontjies. Vandag moet jy amper agteroor slaan om hulle toppe te bewonder. Groot, magtige bome. Het jare vir groot mense stories, maar ook dit wat om jou groei. Daar staan 'n stukkie van daai weermagkap prieel. Waar het 'n lang stuk daar in die tuin was. Maar nou ja, jare dinge verander. Dit is anders. Hierdie vyebome het natuurlik nou nie hier gekom. Maar dit is ook al leeftyd oud. Ons is daarom al so lank van die plaas af weg. Die ou bittere amandelboom, sal hy dan nou gaan lê? Sy ou stukke staan nog. Maar sy vrug is dan maar nie lekker nie. Die naaldcypres is nou daarom ook al baie na 100 jaar oud. Die 75, so 'n bietjie ouer wat ek seker is. Maar wat 'n wonderlike massiewe boom is dit. Okay. Plaas is so verlate lê. Daar gebeur snaaks so goed. Hier in die tuin waar ons gewoonlik vye in oormate gehad, het hierdie erfvat vir hom 'n gat gegrawe. Hy bly nou sommer naby die huis. Maar die het mense vir hom kan sorg. Dis nou Hans Blom hierdie. Hy is die nuwe eienaar van Tweefontein. Hy bly hierso. Hy maak my verleë dat ek moet verlang na my plaas. Nou Hans, mooi jare vir jou. Ons gaan nog baie jare bly. As jy baie se geld genoeg raak, dan kom my plaas toe. Hoor jou. Ons is op Rita dan. Hier is Jan se voorman en hy is nou vir ons hier lekker verwelkom. En daar staan die grootste bloekomboom in die wêreld wat. Kyk, jy kan hom nie vir my groter wys nie. Onder hom het ons gespeel en te kere gegaan. En nou vat dit dan maar 'n hele paar manne om hierdie stam te vat. Dani en Gert, luister na die storie. Rita se huistuin, 'n lieflike stroom water wat hier verbygaan om die wêreld te benak. Hierdie bome wat ons as kinders onder gespeel het die tyd ook maar neergevel. Soos hulle die eienaars wat hier gebly het neergevel is al. Ou dik dennebome wat nou plat geval het. Mekaar omgeval het. Ja, so staan kyk ons kinders van wel eer die ou wêrelddier waar hulle gespeel het. Dani, Marieke en Sandra en Anita en Gert daar Marieke se seun. Van die kant af die bome die party wat al gesneuwel het. Ons kom! Ja. Het nog bly staan het wat nog bo in die lug draai. En ja, ons ou klomp staan bekyk die ou wêreld soos wat hy nou maar is. Die ou soltrappe wat ons op en af hardloop het, was oupa die koringsakke opgedra het. Sommer 'n mutsak in elke hand. Die manne was sterk op hulle dae nog geweest. Ja, dis 121 jaar. Maar Ja, die op die trappie op die zolder
Die jaar 1891. Hy gaan ons van na benede afneem. Die boom gaan jy nie klim. Hy staan groot. Hulle deur oopgemaak is, laat net kyk hoeveel koringsakke lê nog hier binne in hierdie solder. Oeg, hy dol leeg. So arm soos die wêreld geword het. Vroeger daar was die kos, nou sien jy eers 'n ou bietjie kosie. Maar dan elektrisiteit dinge het ontwikkel. Hier van hierdie stoep af waar ons gewoonlik lekker sit en ontspan dat hier afklim. Met hierdie ou trappies gaan ons die tuin hier in. Maar die heerlikste Bolandse hannepote. Wat lekkerder was as die Bolandse hannepote. Ja. Ja, die groentetuin is besig om te spit en te sit. Hier staan nog van die rosies wat aan elders seker hier geplant. Daar in die agtergrond is die kerkhof. Waar is Sam se as binnekort sal neerlê. Hy sê ook 'n rusplek kry. Waar rus is. En so 100 meter daarna het die erfpark om ook hier so wou kom tuis maak. Bietjie klein gaatjie, ek wonder of dit nie maar uitervark was nie, maar in elk geval. So kom die huise wat verlate is. Se wilddiertjies nader. Want hulle weet daar's nie meer boerdery. Gaan ons nou die kerkhof in. So 'n bietjie wye reining gekry. Ek weet nie wat die bome het 'n bietjie verminder. Oues wat nog staan, het al eislik groot geword. Ja, van my se kant af op 'n grootjie. Wat hier so lê. En hy was met hoorn getroud geweest. Susanna Petronella Margarita Hoorn. Hy is 1914 oorlede. Op 10 Julie 1923. So hy op 'n grootjie. Hy is nou so 'n bietjie ouer. En is die volgende nageslag, sy seun, ook Daniel Roloff. Die oupa wat ons geken het. Hy is in 52 oorlede. Die van Riebeekfees. 8 Desember. En is die 3de Jacobs, Daniel Roloff. En Boeta en Ella. Susanna. Dan hulle middelste kind wat jong dood is. Met 'n regte bynaam van 'n seun. Maar net 12 jaar oud. Mijn broer Flippy. Hier kom ons by ons vader en moeder se graf. Sy datum is nog eers, en sy sterfdatum moet nog aankom. Hy is toe 82 jaar oud in 1992. 15 Julie 1992. Maar ons op 61 jaar gelede ouderdom kanker oorlede. Mijn broer Daniel Roloff
My oupa se voorgebore broertjie. Hy is doodgebore. En toe is oupa gebore. En hy dieselfde naam gekry. Ag nee man. En Gert het nou maar as draers opgetree. Al was dit nog net die grafsteen wat hulle gedra het. Die as sal ons nou maar. Oh ja, daar is die grafsteen geplaas. Ja, hier is ons huisgesinnetjie. Ja, en dan net so die paar wat nou hier by hierdie begrafnis is. Ons is stil bewoon. Maar het is tyd vir Sam om gebergd te word. Sy en Lenet se as in die kartonne. Ons gaan dit nou vir hulle in daai potjies plaas. Het hulle aan paanma se reg verand. Mag rus. Salig is hulle gedagtenis. Ons die kamera's aan ons uit. Nee, maar jy moet ook nie by ons kom staan. Ook eers die. En ek staan hier by enigste klink en grafnis. Ons gaan vir ons broer en skoonsister het Psalm 8 gelees. Wat is die mens? O Here, ons Here, hoe heerlik is U naam op die ganse aarde. U wat U majesteit gelê het op die hemel. By die mond van die kinders en suigelinge het U sterkte gegrondves. Om U teenstanders ontwil, om U vyande en die wraakgieriges stil te maak. As ek die hemel aanskou, die werke van U hande. Die vingers, die maan, die sterre wat U toeberei het. Wat is die mens dat U aan hom dink? En die mensekind dat U hom besoek? U het hom weinig minder gemaak as 'n goddelike wese, ja, en as U ewig, en hom met eer en heerlikheid gekroon. U laat hom heers oor die werke van U hande. U het alles onder sy voete gestel, skape en beeste, die ander, en ook die diere van die veld, voëls in die hemel, visse in die see, wat trek deur die paaie van die see. O Here, ons Here, hoe heerlik is U naam, die ganse aarde. Ou Samuel het gelewe op die aarde. Hy was van die aarde, wel wonderlike goed gedoen. Op Hartenbos was hy 'n baken. Hy het gewoon soos my susters. Want almal het hom geken. En hy het baie geken. Hy het baie dae verstom vir sy kennis van sy medemens. En sy God het hy geken. Zalig is hy gedaan. Die waarheid, de rus, saam met sy volk, sy pa en ons sal altyd dink aan die hoofd. En sy
sagmoedigheid is. Wat gaan we jou zijn? Tot ziens. Ons sing vir hom 'n liedjie. My ou Halleluja boekie. Saggies en teer roep die stem van Jesus. Hy roep vir jou en vir my. Hy staan en wag aan die deur van ons hart. Wag daar op jou en vir my. Saggies en teer klink die stem van Jesus. Hy roep vir jou en vir my. Hy staan en wag aan die deur van ons harte. Wag daar vir jou en vir my. Kom thuis, kom thuis. Kom thuis, kom thuis. Almal wat kom thuis, saggies en teer klink die roepstem van Jesus. Hy word sondags kom thuis. Jan, wie moet iets sê vir my net? Ek vind Jan kan sê en gepraat. Lenet was seker die mooiste meisie wat 'n man kon dink in haar jeug. Sy was verlief op sy vrou. Sy kon sing soos 'n engel. Baie dae het ons nou oor die Bybel gesels en het sy ook haar diepe sienings gehad. Net so Sam het sy belang gestel in ons samestelling in die lewe. Ons doel in die rigting waar ons gaan. Ons weet elkeen het te sien. Ek self met my siening. Of mense saamstem, stem ons nie altyd mee saam. Maar ons weet, dat is almal diep gelowiges. En God het sy plekkie vir ons. Wat so dierbaar is. As ons eendag in die hemel ons voorgeslagte gaan ontmoet, sal ons weet wie elkeen is. Sal ons nie meer in 'n spieël kyk nie. Die werklikheid aanskou. Want dis God van die hemel. Heelal behoort. Hoe kan ons Vader regeer. Hy sterf. Sy sterfte sal opskik. Here, spaar ons nog baie jare. Maak ons lief vir mekaar. Dat dit mekaar dikwels sal besoek. En dat dit mekaar sal geniet. In hierdie lewe en ook in die toekoms. Dankie, Here, dat ons uitgekies het. Ons daarin kan. Nou, ons wil gaan. Dankie, Jan. Jy het dit mooi gedoen. Ja, dit is maar vir ons so goed. Krijg je niet Het is om afzet. Is hij?
Ja. Ag en die tale is in plaas. Ons gaan nou elke handjie vol grond op die so eers. As hulle in die aarde is, want hulle is van die aarde. Alright. Ja, maar is maar gek. Ja, maar nou is nie so goed. Marianne, ek weet nie daai kant kom dat ek julle kan opvang maar Nee, ek weet nie so goed as wat kom die dinge doen. Julle die as Ja, of net, maar as jy so is. So, dan is sakkie. ja. Wat jy nou aan die aarde doen. Wel, daar's net een. Wag maar, kyk dan. Die Sam is waar die woud is. Dis nog aan die grond hier. Dan kan vat is nou net mooi op hy's aan, hoor. Is hulle aan die plastic sakkies nou of so? Hulle is nie plastic sakkies. Die sakkies lê onder. Presies. Staan nog 'n bietjie sandjie? Staan nog so 'n bietjie? Ja, okay. Marianne, hier gekyk. Ja, ek sal Nou weer jou goedjies pas op. Is te vol. Ook is het wel gaan die jy nog vrouw 'n groot hande vol. gaan gooi jy nog na jou grondjies. Hy sit vas daar en wag. Ek het net nou gooi daai potjie daarbo. Ja, hy sit groot is. Dan verwys jy sê hom daar uit kan net die Ja, dop net die opsit. dopie opsit. Dat hulle net ag Marianne nog rond gooi dan. Skattebol, ja, jou bietjie grond. Jy kan amper die onderste een se ding ook uithaal en ja. En dan Die daai sal onderste hy ding is nog goed want die druk nie goed. O nee, want ek wou sê dan druk hy beter in want hy staan net maar bietjie in die lug hoor. Spies hom maar 'n bietjie. Ek skit vir hom sommer. Hy tog. Ja. So is die twee daar.
So die eetkamer waar ons baie daar geniet het. Die ou mantelpiece is nie meer daar nie. Die horlosie, wat ons maar geken het van kleins af, is nie meer teen die muur. Nou ja, so gaan ons aan. Gaan ons hier so in die kombuis. Nou ja, daar die akker gestaan, nou sit die braaiplek wat die mense braai. Die spens het ons geken het. En nou die badkamer. Hier het aan Elledam baie maal vir Klaas toegesluit. Maar kyk, sy was dan maar lekker ou kwyt aan my gewees. Nou het hulle buitedeur ingebreek, so hy is nogal laag ontglip het as dit nou hoe was. Nou die sitkamer. Nou ja, staan ook 'n mooi bank, maar daar is slaapplek hier. Boetie het hier op links hulle kamer gehad en op rechts was die kamer wat ek nou roof altyd gelees, slaap het in die middag. 'n pikdonker kamer met 'n ceiling wat 2 keer so hoog was. Hy het nou afgekom. Nou sit 'n badkamer. Ja, Ella was die kamer waar hulle geslaap het. Ons verwag net om die hoë ceilings te sien, as ons uit afgekom. Ja, hier is 'n nuwe deur uit hier in die sonstoep waar ons baie daar deurgebring het. Fontein vir die taar gegrawe. Weet jy presies wat die storie agter hom is, en hy het nogal kom die kat dan weer af. Lekker op die dak gewees. Maar hy ken sy paadjie tot op die grond en daar gaat hy nou huis toe met koos. Ja, die ou tank staan omtrent seker al vir 70 jaar. Wat hy hier bo staan. Ook al vol gate en roesplekke wat maar al heel gemaak is. Dat bestaan nog steeds. Ons hero van hierdie hier is jou Spartanse wiel, sien ek, wat nou maar gestoor is. Kop lê aan die ander kant by die silo's. Hierdie lang soliede pyp is afgeknak, hoe weet ek nie, want die dak het op hom gerus. Ek loop nou sissies. Hier rond. Sputnik en Wolfnik se kappie, wat is meer gaan vakansie hou. Ja, dit was die eind van 56, nadat ek toen nou daar 'n paar roos klaar gemaak het.
kindjies nou weg. Julle moes nou nie kalkwyne gejaag het. Ja, sien Mercury. Ah nee, hier is Gerrit sommer 'n plas vir 'n krib gemaak. Ons ou krib wat ons nog gebruik het met die skynste hier die onderend om die vuilheid uit te kom, het in vervalle geraak. Daar is die ou Packard. Nie meer bruin nie, maar bruin geroes. Let jy hoeveel dan wat ons nog hier gehad het. Hy het natuurlijk die gees gegaf en toen hom uit omgeval. Daar is toen nog 'n nuwe sementdam mee opgerig. Hier staan hier Massey Ferguson klipper. Deur sy buik is baie duisende gerwe. Ons het 1 jaar 58.000 gerwe geoes. En 3 ou kaffertjies wat ons gehelp het, of kom help het, het net 'n halfdag gehou, toe loop hulle maar. Is dit die ding? Uitsoring af. Het hom flip hulle 'n ongeluk gehad in Meyringspoort. Hy sit op, ek praat nou. Ek neem af. Dan is, nou dis die nes wat toe nou, flip hulle. Meyringspoort nie, ja. Dis diskant die plek weer. Ja, in elk geval is tussen Oudtshoorn en Beaufort-Wes. Ja, ons die kar gevat. En ek het sy kap afgesaag, want hy was maar nou loop vervrommel. Ek wou vir my convertible bou, maar van die convertible het toe maar net uitgekom. En nou lê hy hier diep in die veld op die Fontein ingekom. Daar staan die blou Plymouth wat ons gehad het. En ek dink ek moet nou nog sy agtersteewe kom afhaal, ek hoop hy is nog reg. Hier binne in hierdie ou Plymouth lê ouma se jatkykie waar hy sy laaste rus gekry het. Ek dink wat 'n bakkie was dit, maar dit was international geweest. En daai gleuf hier agter die deur was die rigtingwyser in geweest. Jy het hom nou met 'n kettingkie aan die binnekant getrek, dan het hy nou uitgespring en die rigting aangedui. Nou ja, nou het hy 2 bestuurders gekry. Dit lê nog 'n stuk onderstel van een of ander. Ek dink tog dit was ons Ford daardie gewees. 'n lekker stryd. Ja, aan die pedale kan 'n mens sien wat sy ou model dit was. Ja, nou hoe vas die vrouens hulle hande mekaar om bietjie hier op die plaas te kan rondloop. Daar ver in die agtergrond is stukkie silo's in die plaas uit. Daar is de hoop. Plek met baie mooie bome. Daar is Bissiedam. Ja, plaas wat hier naby is. Papa, seker in 'n paar dae dan sy voorletters, my ma se voorletters en sy geboortedatum 1909 uitgekap het. Hy is in 92 oorlede. Nou ja, so die mense moet nou nie dink hy het dit gedoen toe hy gebore is. Gert staan nou hoog in die Karoo. Ewe droog. Hoog en droog. Dit het maar netjies gedoen, hè? Dis netjies. Ja, pa kon daar maar skryf, joh. Rita Marietje het haar ma ontdek. En nou wil sy glad nie haar ma afgee nie. Dit word gesels van boekdele tot boekdele. Daantjie sou hier in die
ons in vlei nie, dit is so ongemak. Van die plaas af, van die huis af. Maar kyk net hoe hoog is daai dennebome bo kan die huis uit, wat so klein nog was. Hier lê ook 'n oukei stroper. Ek loop stap in die silo's toe. Maar ek sal nie erg vergat in die pad dat keer het ons so raak uitkom. Ja, en daar die rigting het hulle vir 'n flippie gekry toe hy ongeluk het. Maar die handel by die silo's. Voerkrale, hier het ons ook skaap gevoer. Maar meestal nog met die droogte, daarom nie vir verkoop spesiaal. Ons het nou heel wat skaapetjies op lorries gelei. Dus verkoop het met hierdie leibank. Ons laaste maaltyd van hierdie heerlike naweek, wat niemand sal vergeet nie, wat Gert seker die grootste aandeel vir ons ingehad het. Ons het dit geniet, ons broer begrawe en ons suster begrawe. En ons weet, hulle is ook maar veilig nes ons. Nou ja, kom ons eet lekker. Een beetje benenrek, dit weer Middelburg, nou rek ons net so 'n bietjie bene. Ons aangebreek en ons klomp is nou weer besig om so stadig maar seker reg te maak en op te pak. Ons nou begin. Maar ze zien weetjes en die mooie maken. Ons bed is al opgemaakt, maar vrouw lief is nog weer op haar kort, maar nou ja. Maar voor haar tijdelijk ontkoppelen naar een machine, dat ze dan voor ons kan afzien. En nou weet Gert het gesluit daar zo. Maar die eerste halfpad afpak. Hulle twee kunnen maar weer mekaar druk gee dat ek julle kan afneem. Anita, julle kan maar weer mekaar druk gee dat julle kan af. Hy met die twee kortsies. Dit is ergens. Jy moet ook maar my knie knap. Julle agtergeblewenis. Of achterblewenis. Dit is hulle nie swart nie. Ja. En die klomp Dit is 'n rooi gown en nie 'n rooi lig nie. Ja. Gelukkig. Ek kry nou in 'n groen kap. Uitnodiging staan. Ja, ek kom regtig Oktober wil ek gekom. Das aan die telke hier wat ek nou moet kyk. Dis om die daai tyd wil gaan wat sy reg is saam met Lisel en ek ook moet nog gaan. Hulle die vrou maar weer kry.
soos Jan gesê, Ja, ek weet ook nie, sien ons weer. Net ek so oud is, om gezondheid is ons nooit dan. My niere kan net op 'n dag sê, ek reageer nie op jou reacties. Maar net trouw my deur ons werk. Ja, Jan staan agter die kamera almal en afneem en vra wil hy nie ook op die film wees dalk nie. Kyk sies Ja, hulle staan net die groet nou. Ons het sê cheese net. Cheese, ja. ons dogters foto wat jy neem. Dis die mooiste. ja, pause ons nou 'n bietjie. Pause is nou. Klomp gaan nou klim. En die waarpad is ons woning. En die oop lig ons koning. Okay, Marietjie. Kyk jy, ouboete jou nog gegroet. Lyk soos 'n varkkok. Lyk soos 'n sitkamer. Ek weet nie wat ek kan doen nie. Lyk my hulle is alleen. Hy was maar Dis eers weer son kom kyk. Ja, dit is wel bewolk geweest. Dis 'n wolk ja, so iets in die lug word. Wonderlik. Ja, wie jy Ja, maar jy het my ook vra. Jan kon ons bly wees, hy het nie 'n jaloerse vrou nie. Al die vrouens het huis toe gekyk. Joe. Gelukkig sien sy lyk aan beter as almal van. Wie wat ek sê? Ek glo dit is maar 'n bietjie oud. Ja, wat is nou iets? Ek kan nie. Moet jy net sê? Maar ek glo dit is maar 'n bietjie oud wat hy gedruk het daar. Water, tee, water op en alles so. Kom ek gaan